Goeiedag geliefdes, dis vir my 'n vreugde om u weer te verwelkom by ons samekoms. Ons is besig met die boek Psalm 119 waarin ons al verskillende aspekte van die lewe van die psalmis beleef het. Hartseer, pyn, smarte wat hy deurgegaan het en ook vreugde. En jy moet onthou dat die kern van Psalm 119 gaan oor die woord van die Here. Dis eintlik die kernwoord waarin jy Psalm 119 kan opsom, die woord van God. Nou laat my toe vir u te lees vanaf die 109de tot en met die 111de vers en ons staan vandag stil by vers 111. Maar ek lees vir u van 109 af. My lewe is altyd deur in my hand. Nogtans vergeet ek u wet nie. Die goddeloosheid vir my 'n vangnet gespan. Nogtans het ek u bevele nie van afgedwaal nie. Dan 111. Ek het u getuienisse vir ewig as 'n erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. Nou ek het reeds vir u gesê, die psalmis het in die vorige vers gepraat van aanslag wat hy belewe. Die goddeloosheid het vir my 'n vangnet gestel, maar, of dan in die terme van die woordjie nogtans, te midde van dit wat ek beleef het ek bly vashou aan die woord van die Here. En ek wil dit vir u stel, geliefde, dat kindertjies van die Here ook deur geweldige krisisse gaan en ook aanslag belewe. Psalm 34 vers 20 het dit gestel, menigvuldiglik is die teëspoede van 'n regverdige, maar uit die almal sal die Here hom verlos. Ook Paulus het aan jong Timoteus gesê, dat hy wat godsvrugtig wil lewe, sal baie aanslag, baie beproewinge hê. Ook Petrus, as hy daar in Handelinge praat, dan sê hy, ons sal deur baie vervolging die koninkryk van God ingaan. Maar te midde van hierdie aanslag wat ons belewe, het die psalmis 'n anker wat vir hom dra. En hierdie anker is die woorde wat hy sê, u getuienisse het ek vir ewig. Dis vir my 'n geweldige woord as hy kom praat in die Nuwe Lewende Vertaling en hy sê, u verbondsbeloftes wat u gegee het. Dit wat u vir die volk van Israel gesê het, en dit wat u in u woord sê, sal wees, en dit sal vir altyd bly, omdat God dit gesê het. Daar is geen mistasting nie, daar is geen regstelling nodig nie. Dit wat God gesê het, sal vir ewig so wees. Die Bybel sê die woord van God is 7 maal gelouter. Ek geloof dit is mos vir jou en my 'n absolute wonderlike versekering. Dit gee aan ons gemoedsrus. Dit gee aan ons stilte in ons harte, om te weet dat dit wat God van my gesê het, sal wees. Ek moet tog vir u lees, wat sê Korintiërs vir ons, in 1 Korintiërs, die 2de hoofstuk, en wel by die 2 Korintiërs, die 1ste hoofstuk, by vers 20. Laat my toe om dit vir u te lees, dan hoor u net hoe mooi is die woord van die Here. Hoor wat sê hy vir ons, by 2 Korintiërs 1 vers 20. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen. Beloftes wat hy vir u en my gee as kindertjies van die Here, want daarom is die Bybel geskrywe, om vir u en my as kind van die Here die woord van God te gee, dat ons kan weet wat die Here vir ons sê. Die psalmis kom sê vir ons iets van, die woord van God gee vir my 'n vreugde in my hart. Dit bring blydskap
in my binneste. Vreugde gebore vanuit 'n verhouding met God. Vreugde wat gebore is uit die woord van God wat ek kan glo, wat onveranderlik is. En ek wil dit vandag vir u stel dat die Bybel is eintlik 'n liefdesbrief van God aan sy kerk. Ja, dis ook 'n rigsnoer wat hy vir ons gee om te sê hoe ons moet lewe, waaroor ons moet waak, maar ook die beloftes wat God gee en sy trou wat hy aan sy volk beloof, is eintlik 'n liefdesbrief waarin ek en u moet lewe, en die woord van God moet vir ons grootste vreugde wees. Weet jy, elke keer as ek die woord van die Here lees, terwyl ek lees, dan is daar ook 'n sug in my hart, om te sê, Here, dat ek nie alleen lees wat u sê nie, maar dat ek kan beleef wat u sê. En is daar 'n roepe en 'n sug in my hart om te sê, Here, maak dit 'n realiteit in my lewe, dat die woord van God in my hart sal lewe. Die Psalmis het dit gesê in die 9de vers, ek het u woord in my hart gebere, dat ek dit nie sal sondig nie. Die Psalmis het ook gesê, waarmee sal die jongling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Hy het ook gesê, u woord is die lig vir my pad en die lamp vir my voet. Daarom moet die woord van God ten alle tye vir u en my 'n vreugde en 'n verlustiging wees om te lees. Dis nie net 'n boek nie, geliefdes. As ek die Bybel oopmaak, is dit God wat aan die woord kom, want die Bybel is Heilige Gees gedrewe. Dis God se woord aan 'n mens gegee om neergepen te word. En God het hierdie Bybel deur eeue vir ons bewaar, te midde van hoeveel aanslae daar was. Omdat hy die stem van God vir ons lewend wil hou, dat ons voortdurend kan hoor wat die Here vir ons sê. En dat ons kan beleef wat God vir ons sê. Dit is vir my so mooi, as ek Numeri 23 vers 19 lees. Hy sê wat God gesê het sal wees. Sal God iets sê en dit nie uitspreek nie, of uitvoer nie? Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie? Dit is wat die woord van God vir my so heerlik maak om te lees. Want dan hoor ek wat sê God, dan hoor ek die beloftes van God, en kan ek dit my eie maak. Ag, ek en u ken die woord van die Here op so wonderlike wyse daar in Romeine 8. Hoor net weer saam met my, en dis 'n lang stuk wat ek vir u gaan voorhou. Maar hoor net die ongelooflike woorde, waarin ek my kan verlustig en waarin ek my kan verheug. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar om vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus het dit gesterf het, ja nog meer, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, wat ook vir ons intree, vir ons bid. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benoudheid, of gevaar, of honger, of naaktheid, of die swaard, soos gereken is. Ons word die hele dag gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons krag gegee het. En hoor, want ek is verseker, dat geen dood of lewe, engele of owerhede, magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie.
Is dit nie ongelooflik nie? Wat sê Johannes 10 vir ons? Kom ek lees dit vir u. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal uit my hand ruk nie. My Vader het hulle aan my gegee, en hy is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Is dit nie vir u en my 'n ongelooflike vreugde om dit te kan lees nie? Jesaja 41, ek lees dit net vir u. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ondersteun ek jou met my redder en regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en die skande kom op wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks, en jou teeparsy sal omkom. Ja, jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, hulle sal word soos 'n nietige ding. Die manne wat teen jou oorlog voer, want ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan. Ek sê vir jou, wees nie bevrees nie, ek help jou. Hoe ryk is die beloftes van God vir sy kindertjies. Daarom kan die psalme sê, Here, ek verheug my daaraan. En hoor, u getuienisse is myne vir ewig. Dit is my erfporsie. Dit is vir ewig my erfdeel wat u my gee. Is dit nie mooi nie? Dis myne. En geliefdes, jy kan dit maar vir jouself toeëien, omdat God dit van jou gesê het. En omdat God dit van jou gesê het, kan jy dit jou eie maak. Hierdie getuienisse is vir ewig my erfdeel. Want God het dit gesê, en niemand en niks sal dit ooit kan verander nie. Ek wil as dit waar uitroep, wow, dat God sy beloftes vir my gegee het, en dis vir ewig my erfdeel, dis my erfporsie wat hy aan my toegesê het. God het dit gesê, God het dit vir my gegee, God sal dit waar maak, God sal dit bewaar. Niks kan my ooit uit die hand van die lewende God wegvat nie, niks kan my skade doen nie, want ek is in die hand van die lewende God. Wat 'n verblydende boodskap. Dit is myne vir ewig, en hulle is die vreugde van my hart, om te weet, ek is in die hand van 'n lewende God, die almagtige God, en niks en niemand sal my kan skei nie. God sê so. Hy waak oor my. Hy beskerm my. Psalm 23 is so mooi. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy maak my nuut. Hy bring my by waters waar rus is. Strome van waters en groen weivelde. Ek sal in die weë van die Here bly, omdat God my daar gestel het, omdat God my bewaar, omdat God my vashou. En weet u, God is so naby, en hy is so getrou dat 1 Korintiërs 10:13 sê, God sal nooit toelaat dat enige versoekinge jou toe kom wat bo jou kragte is nie, wat jy nie kan dra nie. Maar saam met elke versoeking wat na jou toe kom, sal hy vir jou die uitkoms stuur, sodat jy dit kan verdra. Hy is intens by jou betrokke. Hy sal nie toelaat dat enige aanslag ter enige tyd oor jou lewe kom nie. Nie van 'n mens nie, nie van die Satan nie, van nêrens af nie. Hy sal daar wees om jou die krag te gee om elke versoeking die hoof te kan bied. Hoe intens is God by jou en my betrokke? Die psalmis het daar gesê in Psalm 18 van vers 31 af. Hoor wat sê hy? Die weg van die Here is volmaak.
Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Want wie is God buiten die Here? En wie is 'n rots behalwe ons God? God is dit wat jou met krag omgord en jou weg volkome maak. Hy maak jou voete soos die herte en laat jou staan op die hoogtes. Hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog span. Ook u is die skild van my uitredding gegee. U regterhand het my ondersteun. U neerbuigende goedheid het my groot gemaak. U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie. Ek het my vyand agtervolg, hulle ingehaal. Ek het nie teruggekeer voor ek hulle uitgedelg het nie. Onthou jy Psalm 27? Laat my toe om vir die daar gou 'n paar verse te lees. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom, om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle selfs en val. Al word 'n laar teen my opgestaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Hy steek my weg in die hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. Wat 'n woord. Psalm 91. Laat my toe om daar vir u net die woord van die Here te gee, dat u hoor wat die psalmis selfs hy sê, dis my vreugde om die woord van God te lees, en u ken dit. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Want dit is hy wat jou red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Hy sal sy engele gaande jou bevel gee, om jou op die hande te dra. Hulle sal jou op die hande dra, dat jou voet nie stamp nie. Omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Geliefdes, wat 'n rykdom. As die psalmis kom sê, ek het u getuienisse vir ewig as 'n erfdeel ontvang. Hulle is my vreugde. Ek bid so. Bid dit vir myself en ek bid dit vir u. Dat die Here werklik vir jou en my 'n vreugde sal gee om God se woord te lees. Om net die woorde te hoor, ek is met jou. Ek sal jou red. Ek sal nie toelaat dat jy oorweldig word nie. Ek sal jou red met my reddende regterhand. Beloftes wat God vir my gee. En geliefdes, ek moet nie net die beloftes van God hoor nie. Die belangrike is, ek moet die beloftes van God glo. Hebreërs 11 vers 6 sê dit. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is. En dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Want as ek dit nie doen nie, kan ek God nie behaag nie. Jy moet ook die belofte glo. Jy moet die beloftes soos die psalmis joune maak en sê, hierdie beloftes is myne. Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang. Dis myne. Ek kan daarop staat maak. In so mate dat God in jou lewe betrokke wil wees, en in Jesaja 62 sê, herinner my aan my beloftes, ek sal dit vir jou gee. Herinner my net, Here, u het gesê. Israel het op 'n stadium gesê daar in Jesaja 40, en laat my toe om dit vir u te lees van die 27ste vers af. Hoor wat sê die kinders van Israel, vers 27. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag.
en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg, die jong manne struikel selfs, maar hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy vaar op met die vleuels van 'n arend. Hy hardloop en word nie moeg nie, hy wandel en word nie mat nie. Waarom sê jy, God het my verlaat? Weet jy dit nie? Het jy vergeet wie God is? Het jy vergeet dat God gesê het, hy sal nooit teenoor jou ontrou raak nie? Hy kan nie. Selfs wanneer ek en u dan ontrou geraak het en ons voet gegly het, dan stoot God ons nie weg nie. Hy nooi ons en sê, kom bely jou sonde. En as jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. Ja, al was jou sonde soos skarlaken, ek sal dit wit maak soos wol. Al was dit rooi soos purper, ek sal dit maak wit soos sneeu. Jy het 'n God wat intens in jou belangstel en sy beloftes vir jou en my is geborge in die verlossing wat ons in Christus Jesus het. Malagi 3:16 sê, ek die Here julle God het nie verander nie. Geliefdes, dit is vir my wonderlik, ons as mens is wisselvallig. Ons as mens verander, maar die lewende God sal nooit teenoor jou verander nie. Hy bly getrou. Hy sal nooit sy woord eenkant stoot nie. Wat God gesê het, gaan hy doen. Die beloftes wat hy vir jou gegee het, kan jy aan anker. En as jy dit glo, en as jy God daarvoor vashou, dan gaan hy homself aan jou bewys as die God van intense belangstelling. Psalm 37 vers 4 wat u so goed ken sê, verlustig jou in die Here, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Psalme sê, Here, u getuienis is die vreugde van my hart. Verlustig jou in die Here. Lees God se woord. Lees dit met intensiteit. Maak dit joune. Praat met God oor sy woord. Gee sy woord vir hom terug en sê, o Here, dankie vir u woord. Dankie vir u belofte. Here, en dit wat u vanmôre vir my sê, help dit om in my hart vas te maak, dat ek 'n intieme en intense verhouding met u het, dat ek met God mag wandel. Ag, Psalm 73 het so mooi woord as jy daar in die 25ste vers iets kom sê. En dat ek en u hierdie getuienis van God in ons harte sal hê. Psalm 75, laat my toe om vir u te gee, Psalm 73, ekskuus geliefdes, vers 25. Wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op aarde. Wonder of u hart daarin is. Wie het ek buiten u, maar buiten u begeer ek niks op aarde nie. Psalm 16. Ek het tot die Here gesê, u is my Here, vir my is daar geen goed bo u nie. Hoor u die verheuging wat die psalmis het, die vreugde in sy hart, wat hy uit God se woord uitpluk. Ag geliefdes, as ek dink aan Psalm 18 en Dawid se wedervarings as Saul vir hom jaag, en hy dan hierdie woorde vir ons kom sê, daar in die eerste en die tweede vers van Psalm 18. Hy sê, hy het vir my gesê, ek het u hartlik lief, Here my sterkte. Ek het u hartlik lief, Here my sterkte. Die Here is my rots en my bergvesting en my redding. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil en my rotsvesting. Wat is God? En wie is God vir jou en my? Ag, as ek en jy tog maar die taal van die Hooglied bruid kan sê, kom kyk na hom. Jong dames, kom kyk na my bruidegom. Kom kyk na hom. Wie is hy? Kyk hoe mooi is hy.
niemand vergelyk met hom nie, en sy raak in ekstase oor haar bruidegom, sal ek en jy nie in ekstase raak oor ons Here, oor ons God en oor ons Meester nie. Here, u getuienis is vir ewig my erfdeel. Ek ontvang dit as my erfdeel, want hulle is 'n vreugde vir my hart. Onthou jy wat die psalmis gesê het in die Psalm 119 vers 103? Hoe soet is die beloftes vir my, meer as heuning vir my verhemelte. Dis soet, dis heerlik, dis wonderlik. Die woord wat God vir jou en my gegee het, dat ons daardeur kan lewe. Ag, kan ek u terugvat net na die liefde van God, net na die ingrype van God in jou lewe. Efesiërs 2 vers 1. Julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes. Julle was van nature kinders onder die toren van God. Julle was sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy groote genade waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak in Christus Jesus. Hy wil jou God wees, hy wil jou Vader wees. Daarom het hy gee die Here Jesus ons geleer om te bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Gee ons ons daaglikse brood, weerhou ons van die plek van die bose, bewaar ons van die plek van struikeling. Ons het 'n Vader wat vir ons intens lief het, wat vir ons gebooie gegee het, wat vir ons beloftes gegee het, wat vir ons verbondsbeloftes gegee het, dat ons daaraan kan vashou. Daarom gaan ek afsluit met tekste wat ek al hoeveel keer vir u gegee het, maar as ek hierdie waarhede van God hoor, as ek hierdie intense belangstelling en guns en goedheid van God hoor, dan kan ek nie anders as om Kolossense 1 vers 10 weer vir jou te gee nie. Dat ons waardiglik voor hom mag wandel, om hom in alles te behaag, en dat ons in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. Hebreërs 12 vers 28. Aangesien ons so 'n heerlike, so 'n groot koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en God met eerbied en met vrees aanbid. O geliefde, wat verdien hy? Wat verdien God uit jou en my lewe? 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, as ons lewe, laat ons nie meer vir onsself lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf is, opgewek is, en ook aan die hart van die Vader sit, aan die regterhand van die Vader, wat vir ons intree en vir ons bid, wat die Heilige Gees in ons harte vir ons gegee het, ons om in die weë van die Here te wandel. Die Heilige Gees praat elke dag met jou, hy praat elke dag met my, hy's intens by ons betrokke, want hy het ons lief, met 'n ewige liefde, beloftes wat vir ewig staan, wat joune is. Jy moet dit net aanvaar, jy moet dit vasmaak, jy moet dit net glo. Jy moet die beloftes net terugvat na God toe om te sê, Here, u het gesê, hier op aarde waar ek en jy wandel, bid hy vir ons elke dag, dat ons staande sal bly, en dat ons sal oorwin. Jy kan gerus Johannes 17 gaan lees, sy gebed vir sy kindertjies, vir jou, vir my, dat God nog oor ons sal waak, en dat God vir ons sal antwoord, en die gebed van die Here Jesus Christus sal verseker beantwoord word. O, ek bid dat u sal leef in die woord van die Here, dat dit vir u 'n vreugde sal wees om die Bybel te lees, dat u die beloftes in jou hart sal vasmaak en sal glo, en dat jy elke dag as jy die Bybel lees, met intensiteit sal lees, God sê vir my, God praat met my,
Dan praat jy met God terug oor dit wat hy in sy woord vir jou gesê het. Mag jy God beleef, mag jy God geniet, en mag jy intense gemeenskap met hom belewe. Bid vir my, ek bid ook vir jou. Mag die Here vir u ryklik seën. Goeiedag vir u, terwyl we weer saam met mekaar praat uit hierdie wonder, kosbare woord van God. Die Here seën vir u.